Goeiedag en baie welkom. Iemand het op 'n stadium gesê dat ons elkeen met 'n baie spesifieke leemte in ons lewe leef. 'n Plek in ons wese wat net deur God self gevul kan word. Die persoon het dit 'n God-shaped hole genoem. Ons probeer dikwels om daardie ruimte met allerlei ander dinge te vul, goeie dinge en minder goeie dinge. Maar uiteindelik, wanneer ons eerlik word oor die verlange in ons binneste, besef ons, niks en niemand anders is genoeg nie. Ek wonder of jy kan onthou wanneer jy die eerste keer bewus geraak het van 'n verlange na meer. Dalk was dit toe jy die pyn van teleurstelling beleef het, of dalk juis toe jy sukses behaal het in iets waarvoor jy lank hard gewerk het en steeds daardie knaande gevoel gekry het. Is dit dan alles? Dis nie iets wat reggemaak hoef te word of reggemaak kan word nie, want jy is so gemaak met daardie verlange. Soos 'n naald op 'n kompas altyd na noord draai, so draai jou siel na God. Selfs al weet jy dit nie, smag jy na hom. Sonder hom is ons leeg, onrustig en op soek. Maar God se uitnodiging kom weer en weer, aanhoudend, liefdevol. Sy uitnodiging, laat die Gees jou vul. In Efesiërs 5 hoor ons Paulus se woorde aan mense wat ook in hierdie tussenin tyd geleef het. Mense wat al vir Jesus gevolg het, maar wat nog wag op die volheid van die koninkryk. Mense soos ek en jy. En hy skryf aan hulle, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Let op, dis nie 'n opdrag om jouself te vul nie, maar om gevul te word. Dis iets wat God doen. Ons rol is om onsself oop te stel, om ontvanklik te wees en met 'n bewustheid van sy teenwoordigheid te leef. En wanneer ons toelaat dat die Gees van God ons vul, gebeur daar iets diep binne in ons. En selfs al verander niks om ons nie, vir alles in ons. In teenstelling met die Gees se werk is alles wat ons self probeer om sin en vervulling te vind, geld, status, mag, plesier, selfs goeie dinge soos verhoudings, is dit of verslawend, of vernietigend, of eenvoudig net nie voldoende nie. Dis goed wat nie hou nie. Dink maar daaraan. Hoe lank hou daardie gevoel van sukses? Hoe lank hou daardie nuwe ding jou aandag? Hoe lank bly daai oomblik van plesier regtig genoeg? En is dit nie ook so dat mense ons dikwels teleurstel nie? Daar is altyd weer daardie vraag, is daar nie meer nie? Was dit dan al? Ek was onlangs op 'n retreat, waar ons tyd spandeer het in Johannes 15. En Jesus gebruik daardie beeld van die wingerdstok en die lote, 'n eenvoudige maar kragtige prentjie. Die loot dra net vrug as dit aan die wingerdstok gekoppel bly. En omdat dit gekoppel bly, vloei daar lewe in hom, in water, voeding, krag, alles wat nodig is. En dit is genoeg. Ons wil vrug dra. Ons wil betekenisvol lewe, die sin van die lewe en die kuns van die lewe ontdek. Ons wil vergenoegd en gelukkig lewe. So 'n lewe vra dat ons vervul word, dat ons gekoppel bly. So 'n lewe is 'n lewe waar die lewegewende teenwoordigheid van God, Jesus, die Heilige Gees, deur ons vloei. Hy gee jou sy Gees wat deur jou vloei en dan ook ander aanraak. Dit gee betekenis, dit gee vreugde. Hy gee jou vrede wat alle verstand te bowe gaan en dit gee rustigheid en lei ons na vergenoegdheid. En dalk kan dit ook vanuit ons lewe vloei en spoel na die mense om ons. Sy Gees werk in ons en deur ons kan hy tot seën wees. Maar niks hiervan is moontlik sonder dat ons gevul word nie. Sonder hom raak ons uitgedroogde takke,
uitgebrand, leeggetap, gebrekkig aan kreatiwiteit en gebrekkig aan energie. Ons raak slaaplopers, onbewus. Maar dit hoef nie so te wees nie. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Dis die goeie nuus. Jy kan daagliks gevul word. Jy kan daagliks leef in lig, daagliks groei en vrug dra, soos wat jy in hom bly. En dis nie 'n eenmalige ervaring nie, dis 'n ritme van ontvanklikheid en afhanklikheid. Hoe? Begin dalk met 'n eenvoudige gebed. Kom Heilige Gees, maak U tuis in my lewe. Laat hy jou leer wat dit beteken om gekoppel te bly, om te luister en om in die lig te leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons nie leeg laat nie. Dankie dat U self deur U Gees ons kom volmaak. Leer ons om oop te wees. Leer ons om te ontvang en om te rus in U teenwoordigheid. Maak Uself tuis in ons en laat U vrede, U liefde en U lewe deur ons vloei, ook na ander toe. Laat ons leef as mense wat gekoppel is aan U, vol van U lig en van U waarheid. Amen.